Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Donderdag 6 Augustus, die gawe van profesie. In sy bespreking van die gawes van die Gees, gee Paulus prominensie aan profesie. Interessant genoeg word die gawe van profesie gewoonlik voor die spreek van tale genoem, soos gelees in 1 Korintiërs 12 vers 10 en 28, sowel as hoofstuk 13 vers 8. Waar laasgenoemde wel eerste genoem word, is dit juis op plekke waar Paulus die onbelangrikheid van die spreek van tale met betrekking tot die gawe van profesie beklemtoon in hoofstukke 14 verse 4, 5, 6 en 22. Lees Efesiërs 4 vers 11 tot 13 en 1 Korintiërs 14 vers 3 en 4. Wat sê hierdie skrifgedeeltes vir ons oor die gawes van die Gees in die algemeen en oor die gawe van profesie spesifiek? Efesiërs 4 vers 11 tot 13 lees soos volg. En hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. 1 Korintiërs 14 vers 3 en 4 lees, maar hy wat profeteer, spreek tot die mense woorde van stigting en troost en bemoediging. Hy wat in 'n taal spreek, stig homself, maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Die gawe van profesie het ten doel om geestelik op te bou, te bemoedig en te vertroos. Soos gelees in 1 Korintiërs 14 vers 3 en Handelinge 15 vers 32 sê ook, en Judas en Silas, wat self ook profete was, het die broeders met baie woorde bemoedig en versterk. Dit dui daarop dat profesie nie soseer om voorspellings in die toekoms te gaan nie, maar meer met die hede te maak het. Die Koine Griekse werkwoord profetio het twee betekenisse: om iets vooruit te sê of om iets ten behoewe van 'n ander te sê. Let byvoorbeeld vir die eerste betekenis op Handelinge 2 vers 29 tot 31 wat lees: Broeders, ek kan vryuit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het en ook begrawe is. En sy graf is by ons tot vandag toe, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, en dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. Het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doodryk verlaat is, en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Amos 3 vers 7 sê ook vir ons, want die Here doen niks, tensy hy sy raadsbesluit aan sy knagte die profete geopenbaar het nie. Nou dis waar Dawid die profetiese werk in die teks as vooruitgesien gedefinieer word. 'n voorbeeld van die tweede betekenis verskyn in Handelinge 15 vers 32 waar Judas en Silas as profete uitgewys word. Hulle profetiese werk het aan die bemoediging en versterking van die broeders met baie woorde behels. Uit Efesiërs 4 vers 11 tot 13 leer ons dat die gawes van die Gees nie saam met die apostoliese fase van die kerkgeskiedenis tot 'n einde gekom het nie. Nee, die gawe is met ons tot die einde toe, soos gelees in Handelinge 2 vers 39. Enige een wat beweer om 'n profeet te wees, moet egter aan die maatstaf van die skrif gemeet word. Oor die algemeen moet die sulkes aan 4 reëls voldoen. Ten eerste moet die dinge wat hulle profeteer bewaarheid word. Deuteronomium 18 vers 22 sê vir ons: As die profeet in die naam van die Here spreek, en wat hy gesê het gebeur nie,
en kom nie uit nie, dan is dit die woord wat die Here nie gespreek het nie. Deur vermetelheid het die profeet dit gespreek. Jy mag vir hom nie bang wees nie. Jeremia 28 vers 8 en 9 lees ook: Die profete wat daar voor my en voor jou gewees het, van ouds af, het geprofeteer teen magtige lande en teen groot koninkryke van oorlog en onheil en pes. Die profeet wat profeteer van vrede. As die woord van die profeet uitkom, sal die profeet bekend word wat die Here waarlik gestuur het. Ten tweede moet daardie persoon se boodskap met hul Bybelse voorgangers strook. Deuteronomium 13 vers 1 tot 3 lees: As 'n profeet of een wat as dromer optree by jou opstaar en jou 'n teken of wonder aankondig, en die teken of wonder kom uit wat hy jou beloof het met die woorde: Laat ons agter ander gode aanloop wat jy nie geken het nie, en hulle dien, dan moet jy nie luister na die woorde van die profeet of na die man wat as dromer optree nie, want die Here julle God beproef julle om te weet of julle werklik die Here julle God liefhet met julle hele hart en julle hele siel. Jesaja 8 vers 20 lees: Tot die wet en tot die getuienis. As hulle nie spreek volgens hierdie woord nie, is hulle 'n volk wat geen daggeraad het nie. Ten derde, moet die beweerde profeet se daaglikse lewe 'n daadwerklike toewyding aan Christus weerspieël. 1 Johannes 4 vers 1 tot 3 sê vir ons: Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-kris waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Ten vierde het ons Jesus se deurslaggewende toets. Valse profete sal aan hul optrede uitgeken word. Matteus 7 vers 15 tot 20 lees: Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsugtige wolwe is. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. 'n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie. So dra elke goeie boom goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie en 'n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal julle hulle aan hulle vrugte ken. Ware profete word natuurlik ook aan hul optrede uitgeken. Die Openbaring in Johannes, kortweg Openbaring, bring aan die lig dat die gawe van profesie 'n kenmerk van die oorblyfsel kerk is. Openbaring hoofstuk 12 vers 17 lees: En die draak was vertorend op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakommelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Christus Jesus behou. Dan lees Openbaring 19 vers 10 soos volg: En ek het voor sy voete neergeval om hom te aanbid, maar hy het vir my gesê, moenie. Ek is 'n mededienskneg van jou en van jou broeders wat die getuienis van Jesus het. Aanbid God, want die getuienis van Jesus is die gees van die profesie. As Sewende Dag Adventiste glo ons dat die gawe van profesie aan Ellen G. White gegee is en in haar geskrifte weerspieël word. Om watter redes glo ons dat Ellen G. White die gawe van profesie ontvang het? Met watter vraagstukke betreffende haar rol en gesag stoei mense vandag nog?